Heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig is die o God, almagtig. Alfa en Omega, koning van konings. Naam bo elke naam, Jesus, Jesus, Jesus. Die een wat is, was en altyd sal wees. Die Here van die leerskare word verheerlik in hierdie oggend. Jesus, Jesus, Jesus. Here, ons draai ons aangesig teenoor U vanoggend, Here. Ons loof U en ons prys U, Here, en ons soek U, Here. Ons is afhanklik van U. En ons het U nodig, Here. Word verheerlik in hierdie oggend. Jesus, Jesus, Jesus. Die Almagtige. Here, aan U behoort alle mag, alle gesag in hemel en aarde. Jesus. U het geen gelyke nie, Here. U sit aan die regterhand van God en U heers. Jesus. U is vir ons 'n sterk toring en 'n veilige vesting. Ons roep U naam aan, Here. En ons loof U en ons prys U en U alleen. U is ons God. U is ons God. Here, U is die enigste waaragtige God. U is die enigste een voor wie ons neerbuig, Here. U is God, U is die heerser. En U is God oor ons lewe. U bepaal ons rigting, U bepaal ons waarheid, Here. Slegs in U vind ons vreugde, vrede en lewe in volheid. U is ons lewende water. U les ons dors. U juk is sag en lig. U alleen, Jesus Christus. Amen. Okay, great. So, Larissa gaan die woord bring vanoggend, maar voor sy wegvlie en vir 3 ure praat, dan wil ek net gou vinnig 'n woord deel en 'n belewenis wat ons gekry het vanoggend daar terwyl ons almal saam gebid het as 'n diensspan, is dit in Genesis op 'n stuk gaan Isak saam met sy gevolg en hulle grawe in die dal en hulle kry water tydens 'n tydperk waar daar dit hongersnood was, dat God vir hom sê, moenie Egipte toe gaan nie, bly in Kanaan. En hulle kry water en daar's 'n plek waar die dienaars skree, ons het lewende water gevind. En dit is regtig my ervaring oor vanoggend se preek, is dat dit lewende water vir jou sal wees. So, kom ons bid net vir Larissa, en ons steek ons hand uit, en dan kan jy maar gooi, liefie. Ag Here, dankie net, ek wil net daai skrif oor bid, waar jy gesê het, die manuskrip oopgemaak en gesê, die Here, die Gees van die Here is op my. Here, en dankie dat die Gees van die Here, dankie dat U Gees, U Heilige Gees, op haar is. Dankie Here vir die wysheid wat U aan haar gedeel het, die openbaring wat sy het van U. En dankie vir die lewende water, die fontein van lewende water, wat daaruit gaan vloei. Ons seën haar in Jesus naam. Amen. Dankie julle. Ek het nou so 'n oomblik van paniek gehad, want al my goeders is op Google Docs en toe werk die hotspot nie en ek sê vir Hendrik, alles is daar. My skrif is daar, alles is daar. Ek dink ek is baie oulik. Ek gaan dit nie weet nie. Okay. So die wat nou nog nie gehoor het, my naam is Larissa. Ek is Hendrik se vrou. Ek is nie baie hier voor en dis nie my gemaklike plek nie. So julle moet asseblief baie grace hê met my vandag. Maar aangesien dit Moedersdag is, het ek vir hom gesê ek sal praat. Ja, so ek is 'n ma vir 'n baie besige klein seentjie. Dis 'n massiewe voorreg en ek is nou nog nie lank 'n ma nie. Maar daar's klomp geestelike ma's in my lewe, my eie ma, my skoonma en as ek dink aan my ma en die impak wat sy op my lewe gehad het, ek het, toe ek seker so 20 was, het ek deur 'n baie moeilike tyd gegaan en ek het nie die Here gehad nie en ek was depressief en ek het eintlik bietjie uitmekaar uitgeval. En my ma het gesien en sy het my eendag saamgenooi na 'n vroue konferensie toe. En ja, dit was die dag wat ek my hart vir die Here gegee het en wat my lewe regtig verander het. En dit was my ma wat gesien het, "Gits, hierdie girl is nie lekker nie. Nie lekker nie. Sy val uit mekaar uit."
En haar antwoord was nie wêrelds nie, haar antwoord was jy het Jesus nodig. En dis die voorreg wat ons as ma's het. Ons sien wanneer ons kinders nie okay is nie, ons sien wat hulle nodig het en dis ons verantwoordelikheid om hulle te wys na die een toe wat die antwoord is, na Jesus toe. Timoteus, Paulus praat van Timoteus en dan sê hy, ek sien in jou die geloof wat in jou ma en in jou ouma was. En mag dit eendag van ons kinders gesê word, dat die geloof wat in hulle was in hulle ma's en hulle ouma's. Dit wat ons vir ons kinders en ons kleinkinders kan gee, soos al hierdie goed is wonderlik, 'n wonderlike opvoeding, alles. Maar ewigheidsgoed en dit wat in ewigheid gaan tel is net een ding en is het hulle Jesus of het hulle nie Jesus nie. As ons dink aan soos dit wat ons vir hulle kan gee en sportgeleenthede en al hierdie goeders is wonderlik en mooi, maar my kind weet, hy's 2 en hy weet, hy het al vir my gesê ek wil nie kerk toe gaan nie, en sê ek vir hom ek gee nie om nie. Jy het nie 'n keuse nie, dis nie hierdie is nie 'n debat nie, dis nie ons dien Jesus en hierdie huis sal Jesus dien en dis ons plek as ma's is geen nie jou emosie sê vir jou een ding, ek weet beter, jy het Jesus nodig. So ja, dis my spiel oor Moedersdag. En Drieko sal nou maar vir julle bid, ek het nou klaar vir julle gepreek daaroor. Die res van die preek gaan glad nie oor Moedersdag nie, maar dit is tog, dis wat ons vir ons kinders gee is Jesus. Ja, my seentjie sit daar agter en my ma lees elke dag wat hy by haar is, dan lees sy vir hom die storie van Raai hoe lief is ek vir jou en ek weet nie of julle dit ooit gelees het nie. Maar is basies groot neetbruin haas en hy vertel vir klein neetbruin haas hoe lief hy vir hom is en op die ou einde dan sit soos okay, is dit so wyd en dan is dit tot by die maan en terug. Maar as jy hom los dan sal hy, soos jy sal begin met die bladsy, dan sal hy die hele bladsy vir jou kan deurlees. So ons as mense het soos hierdie vermoë om inligting te retain wat eintlik al van daai kindsbeen af wat daar is. En ek gaan vandag 'n boodskap bring wat dis nie vir jou nuut nie. Jy het dit al baie gehoor. Dis basies die evangelie. Maar Paulus sê ek bring niks behalwe Jesus en hom gekruisig nie. En dis wat ek vandag wil sê is ek bring Jesus en ek preek vandag Jesus en hom gekruisig. En dis die krag van God tot redding vir die wat glo. Daar is nie 'n beter boodskap daar's nie 'n kragtiger boodskap as die boodskap van die kruis nie. So dit is die goeie nuus wat nie ou nuus is nie. Dit is die goeie nuus vir mense wat ver is. Ek lees Psalm 51, wat Nathan kom na Dawid toe nadat hy oorspel gepleeg het met Batseba. En Dawid is skaam en hy sê vir die Here, moet tog nie agslaan op my sondes nie, wis al my skuld uit. Skep vir my 'n rein hart, o God. Vernuwe my gees en maak my standvastig. Moet my tog nie van U af wegdryf en die Heilige Gees van my af wegneem nie. Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur U verlos is. Laat my weer met toewyding dien. En vandag wil ek daai oor ons bid. Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur U verlos is. In Openbaring 2 praat Jesus met die kerk van Efese en hy sê, ek ken jou werk en jou arbeid en jou lydsaamheid en dat jy slegte mense nie kan verdra nie en dat jy die op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie en hulle leenaars bevind het en dat jy verdraaidheid en lydsaamheid besit en ter wille van my naam gearbei en nie moeg geword het nie. So al hierdie goeie goed. Maar ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. En dan gaan hy aan en hy sê, keer jou terug na die goed wat jy in die begin gedoen het. Doen dit wat jy voorheen gedoen het. En uit watse plek uit is daai gedoen? Daai eerste liefde, daai eerste as ons terugdink aan die tyd toe ons gered is. So dis daai eerste liefde, daai Here, niks maak saak nie. Ek wil net voor U lê en by U wees. En dit is daai plek van ek doen dit wat ek doen uit daai plek uit van U het my gered en daai joy wat weer terugkom in alles wat ons doen. En die evangelie is nog steeds goeie nuus, selfs al is jy in die brand. Selfs al is jy's reg om vir almal te vertel van die hoop wat in jou is, wat soos 1 Petrus 3 sê,
Hê 'n antwoord reg vir die wat vra. Wat is die hoop wat in jou is? Al is dit waar jy is op hierdie oomblik in jou lewe, die evangelie is nog steeds iets wat ons dag na dag verander. So ek wil vandag vra, moet asseblief nie afskakel nie. As jy het hierdie boodskap al baie gehoor, ek wil vra dat jou hart sal oopmaak, dat die Here met jou sal kan praat en die Heilige Gees regtig vir jou nuwe openbaring sal gee van die krag van die kruis. Okay. So ons gaan basies 3 dele hê in hierdie preek. Ek gaan begin by jy was verlore. Jesus het 'n pad gemaak en wat beteken dit? Dis baie eenvoudig. So very very simple. Okay, so ek gaan begin met ons as verlore. So ons is in die era van genade, né? Daar was met Moses was daar die verbond van die wet en nou is daar die verbond van genade. Maar ek dink baie keer omdat ons in die verbond van genade leef en groot gemaak is en ons lewe in 'n westerse kultuur waar dit eintlik al die norm is, besef ons nie altyd die impak van sonde nie. Ons besef nie die erns eintlik van sonde nie. Romeine sê dat die vrug van sonde is die dood. En of dit nou fisiese dood is of geestelike dood, die vrug van sonde is dood. En ja, so ek dink as ons wil terugkom by 'n plek waar ons bly is oor ons redding, moet ons besef waarvan ons gered is. So die wêreld is ook in 'n nagemaakte era van genade. Dis meer tolerance. Dis soos okay, alles gou en alles is okay. Sonde is nie sonde nie, liefde is liefde. Dis alles is relatief. So en almal moet net doen wat hulle wil doen. So dis nie die boodskap van Jesus nie. Jesus sê jy het redding nodig. Sonde is sonde. Dit wat hy sê gaan. Maar dit is baie keer wat ons doen. Is ons is so besig om mense lief te hê of 'n nagemaakte liefde, 'n wêreldse liefde dat ons nie bereid is om waarheid te praat as ons sien mense is op 'n afgrondpad nie. Of ons besef nie self ons was op 'n afgrondpad nie. So ja, ek het eendag 'n gesprek gehad met 'n familielid en ek het hom probeer oortuig hy het Jesus nodig. En hy het vir my gesê, "Ag, weet jy wat, ek is eintlik 'n goeie mens. Ek hou die 10 gebooie en soos ek is 'n goeie mens." En as mense vir my sê hulle hou die 10 gebooie, dan sê ek altyd so jy het nog nooit gejok nie, soos nog nooit. En dan sê ek altyd soos okay, en daar was soos daai blokkie wat sê I have read the terms and conditions, soos ek is redelik seker jy het nie elke keer gereed nie. En dit is Romeine 3 vers 23 sê want almal het gesondig en dit ontbreek hulle van die heerlikheid van God. Sonde skei ons van God. Sonde is nie snaaks nie, sonde is nie kinderspeletjies nie. Dis nie iets waar ons mense aanmoedig en dink, okay, jy gaan dit uitfigure nie. Ons wat mense los in sonde is nie liefde nie. So ons was van nature kinders van toren. So ons het nie nodig om te leer hoe om te sondig nie. Ek is oortuig daarvan dat ons almal het hierdie ingebore, ons is gewire vir verhouding met God. En voordat ons Jesus kry, het ons al hierdie verskillende maniere waarop ons dit vul. Ons is soos okay, as ek dink aan soos dit wat die wêreld vir ons bied, is as jy dink soos drank of buitehuwelik seks of pornografie, dis als hierdie goeders wat vervulling 'n vervulling bring, maar nie ultimate vervulling soos wat jy nodig het. Hierdie saai in jou hart is die grootte van God en net God kan dit vul. So mense is konstant op soek en ons was konstant op soek na iets om daai gat te vul. En dis 'n plek van sonde want jy erken hierdie gat kan eintlik net gevul word deur God nie. Hierdie gat Ek het iets meer nodig as dit wat ek kry in my lewe. En ek dink selfs hierdie is voor ons gered is, maar na ons gered is, doen ons dit ook. Ek dink ek praat baie met vrouens en dan praat hulle met my oor soos dit wat hulle mans nie doen nie of dit wat hulle mans nie is nie of ek wens my man was meer so of so. Dan sê ek soos jy soek iets by jou man wat jy veronderstel is om by God te kry. En huwelik is mooi, huwelik is great. Maar jou man kan ook nie die God gat in jou hart vul nie. Dit is net Jesus wat dit vir jou kan bring. En ek sien baie vrouens wat of jong dames wat hulle soek net 'n man, soos hulle soek daarna, hulle hinker daarna en ek dink is natuurlik, is mooi, huwelik is mooi, maar jou man
is 'n gevalle mens net soos jy. My man is amazing, hy's 'n pastoor, hy's great, maar ek het nog steeds nodig om my vervulling te kry in Jesus, want hy great soos hy is, hy kry dit nie altyd reg nie. Hy sien nie altyd die emosionele needs en alles wat ek het nie. Jesus weet dit, Jesus ken my en die Heilige Gees, my intimiteit, my verhouding met Jesus is dit wat dit vir my daai vervulling gee. Ek gaan vir Efesiërs 2 lees. En julle het hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes, waarin julle tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons ook almal vroeër gewandel het, in die begeerlikhede van die vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toorn, net soos al die ander. Ek wil weer hierdie deel lees, waarin julle tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk. So die wêreld sê vir jou, doen wat jy wil, moenie God dien nie, want jy kan vry wees, jy kan doen wat jy wil. Soos daai skrif sê vir jou, eintlik doen jy nie wat jy wil nie, jy doen dit wat die owerste van die magte, wat die wêreld vir jou sê om te doen. Jy is 'n slaaf van die wêreld, as Jesus jou nie vrygemaak het nie. Jy doen dit wat die wêreld vir jou sê vervulling gaan bring. Jy's nog steeds 'n slaaf van iets. Ons is altyd 'n slaaf van, jy kies van wie jy 'n slaaf wil wees. Gaan jy 'n slaaf wees van Christus of gaan jy 'n slaaf wees van die wêreld? Daar is nie 'n ander opsie nie. Jy het vryheid om te kies van wie jy 'n slaaf gaan wees. En daar's een onvergeefbare sonde. Hulle praat met Jesus en sê hulle vir hom, jy het hierdie magte uitgedryf deur Beelzebul. En dan sê hy vir hulle, daar's een onvergeefbare sonde en dis om te laster teen die Heilige Gees. En wat doen die Heilige Gees eintlik? Die Heilige Gees getuig van wie Jesus is. Die Heilige Gees sê, Jesus is die Seun van God. Hy is gekruisig. Hy getuig van Jesus. Hy getuig saam met ons van wie Jesus is. En Jesus sê eintlik, as jy sê die Heilige Gees jok, dan erken jy nie wie ek is nie. En daai is die onvergeefbare sonde, om nie te erken wie Jesus is nie. Jesus, ek gaan nou daarin kom. Ek wil preek, maar ek gaan nou daar kom. Ons moet hierdie fondasie lê. Romeine 8 vers 6 tot 8. Want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die Gees bedink is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Johannes 15 vers 5. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. So, ons kan nie geregtig lewe sonder Jesus nie. Ons kan nie in ons eie vlees goed genoeg doen nie. Ons kan nie geregtig genoeg lewe nie. Die moslems gaan vir jou sê, my goeie werke moet net my sondige werk of my slegte werke outweigh. Dis nie hoe God werk nie. God is heilig. Sonde kan nie in sy teenwoordigheid kom nie. Dit is nie 'n goed outweigh sleg nie. Ons het 'n redder nodig. Okay, so alles hierdie was nou baie negatief en die titel van die preek is eintlik die vreugde van verlossing. So die vreugde kom nou. Jesus maak 'n weg. So ek gaan eers rewind na Genesis 15 toe. En die wat in woordskole sou dit nou ook gedoen het. Maar daarso vertel Genesis 15 praat van Abraham en God wat 'n verbond sluit. En dis 'n onvoorwaardelike verbond. Dit sê dat Abraham het geglo en God het dit hom tot geregtigheid gereken. God seën hom met 'n nageslag, hy seën hom met grond, hy gee hom al hierdie seëninge en dan raak Abraham aan die slaap, of hy sê hom bring al hierdie karkasse en sny hulle in twee en Abraham raak aan die slaap en dan gaan daar 'n rokende oond en 'n vuurige fakkel gaan so tussendeur hierdie karkasse van hierdie diere. En dit klink bietjie vreemd vir ons in ons kultuur want dis goed wat bloei en dis messy. Maar is dit ek? Okay, ekskuus. En die historiese konteks hiervan is
in die verlede as hulle of in daai antieke tyd as hulle 'n verbond sou sluit, sou hulle die karkasse in die middel deurgesny het en hulle sou tussendeur geloop het, albei partye van hierdie verbond. En basies wat dit sê is ek laat daar met my gebeur wat met hierdie karkasse gebeur het as ek nie hierdie verbond hou nie. So eintlik wat daar gebeur is, God laat vir Abraham slaap. Abraham loop nie deur nie. God of die uitbeelding van God loop deur daai karkasse en sê ek vat hierdie verbond op my. Jy hoef niks te doen hiervoor nie. Dis 'n onvoorwaardelike verbond. En dan sien ons daarna is daar verbond van die wet wat voorwaardelik is. As jy hierdie doen, sal ek hierdie doen. En dan kom Jesus en hy sluit weer 'n onvoorwaardelike verbond. God word vlees en hy kom sluit 'n verbond met die mense. Hebreërs 2 vers 14 tot 16 sê, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kan maak wat mag oor die dood het. Dit is die duiwel. En almal kon bevry wat hulle lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was. Want waarlik, hy bekommer hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer hy hom. So God het dit nie roof geag om aan mens gelyk te word en daai verbond met ons te kom sluit nie. Hy sien ek en jy ain't gonna make it. Ek dink ons praat vroeër daaroor, daar's heeltyd hierdie ding van ek is genoeg en jy's genoeg en soos jy's perfek net soos jy is. Toe nou nie. Ons is nie genoeg in onsself nie. Om onsself te vind gaan nie vir jou vreugde bring nie. Hier binne, soos alles wat hier aangaan, dis 'n gemors. Jy het Jesus nodig. Soos hoe meer jy jouself soek, jy gaan nie vreugde vind, jy gaan nie vervulling vind in wat hier binne is nie. Dis sondig en dit het 'n redder nodig. Ons het nodig om ons oë te draai na Jesus toe, na die perfekte een toe, na die een wat ons geskep het en gemaak het met 'n doel. Wat ons geskep en gemaak het vir verhouding met hom. En hy kom sluit daai verbond. Hy sê hierdie gaan nie werk nie. Ek, God, lê myself neer, word 'n mens. Die woord wat ewig is, word vlees en kom betaal die prys, kom maak die verbond, die onvoorwaardelike verbond. Jy hoef niks te doen nie. Ek gaan my verbond nakom. Jesus lewe die perfekte lewe. Hy is op elke manier ek wil Engels praat, skus. He was tempted in every way, but without sin. Hy het sonder sonde sterf hy op 'n kruis vir my en vir jou. En hy, Johannes 19 vers 30, sê hy, en toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en die gees gegee. En daai wat Jesus gesê het, daai woord wat hy gesê het, dit is volbring, is tetelestai. En daai woord het verskillende betekenisse en verskillende kontekste gehad. So die ekonomiese, dit sou in 'n ekonomiese sin gebruik geword het as jy 'n staat het en hierdie is hoeveel jy skuld en dit sou iemand nou vir jou gegee het, dan as daai bedrag betaal is, sou daarop gestaan het tetelestai. Hierdie skuld, daar's niks meer oor nie, niks hoef meer te betaal te word nie. Dit is volbring, dit is vol betaal. Dit het 'n regsbetekenis ook gehad. So as iemand tronk toe moes gaan of 'n vonnis moet uitdien, as hulle die hele vonnis uitgedien het, dan sou hulle gesê het dis tetelestai. Dit is hulle die vonnis ten volle uitgedien. En dan het dit ook 'n militêre betekenis wat as iemand 'n mission voltooi het, so 'n weermag het uitgegaan en hulle het iemand oorwin en hulle het hulle taak verrig, dan sou hulle ook gesê tetelestai. So ek wil vir jou sê, Jesus het in elkeen van daai sinne, het hy vir jou gesê, dit is volbring, dit is vol betaal, die vonnis is uitgedien en die werk van die kruis, die mission is klaar. Kolossense 2 vers 13 tot 15 sê, en julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te naal. Nadat hy die owerhede en magte uitgeklee
en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. Hy sê die skuldbrief teen jou is gedelg. Daar is niks meer oor nie. Die owerhede en magte klee hy uit. Hy verneder hulle. Daar is nie 'n mag of owerheid wat onoorwonne is nie. Hy ontklee hulle, hy verneder hulle. Ek dink ons moet vashou aan daai dit is volbring. Ons moet vashou aan Jesus het die volle prys betaal. In my eie krag kan ek nie meer doen as wat hy gedoen het nie. Ek dink ons lewe in 'n generasie van hierso is 'n 10-stap plan tot 'n beter jy, hierso is 'n 5-stap plan tot bid hierdie gebed dan sal jy bevryding hê. Ouens, nee, die kruis, die eenheid wat ons met Jesus het, bring vryheid, bring verlossing. En ons werk dit elke dag uit, ja, maar ons stand in Jesus is, dit is volbring. Ek staan nie in my eie geregtigheid nie. Ek wat wil vrykom van goed, gaan nie na die wêreld toe en gaan vra, okay, wat moet ek doen hier nie? Ek gaan kruis toe en ek gaan vra, wat verstaan ek nog nie van die kruis nie? Wat verstaan ek van die prys? Verstaan ek nie van die prys wat hy betaal het nie? Wat verstaan ek nog nie van die skuld wat uitgedelg is teen my nie? So, die derde blok is, wat beteken dit nou vir my? Jesus staan in die tempel in Lukas 4 en hy lees die skrif wat Jesaja 61 is. En jy het dit al gehoor, ek wil weer eens vra dat jy luister asof jy dit die eerste keer hoor. Hy lees. En terwyl jy luister, dink, waar in my lewe sien ek nog nie hierdie nie? Die gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het, om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep, en vir die geboeides opening van die gevangenes. Om uit te roep 'n jaar van die welbehae van die Here, en 'n dag van die wraak van ons God, om al die treurendes te troos, om vir die treurendes in Sion te beskik, dat aan hulle gegee word, sieraad vir as, vreugdeolie vir treurigheid, 'n gewaad van lof vir 'n verslae gees, sodat hulle genoem kan word, terebintene van geregtigheid, 'n planting van die Here tot sy verheerliking. So ek wil vir jou vra, waar in jou lewe sien jy nog nie sieraad vir as nie? Waar sien jy nog nie, ja, sieraad vir as, vreugde oor die vertederigheid, 'n gewaad van lof vir 'n verslae gees nie? Waar sien ons dit nog nie? En die antwoord is nie in die wêreld nie. Die antwoord is in die kruis, in die prys wat betaal is. So ek wil basies vandag vir jou vra, is jy bereid om te verander? En by Johannes 5 praat Jesus met die man by die bad van Bethesda. Die man is al jare lank, is hy verlam. En Jesus vra vir hom, wil jy genees word? En daai bad was bekend as, hulle het gesê, die engel kom roer die bad en dan gaan die mense in en dan word hulle genees. So die man het daar gelê en Jesus stap verby en Jesus vra vir hom, wil jy genees word? En soos mense sal dink, die antwoord is obvious, soos ek is hierso, soos wat anders, hoekom dink jy is, ek wil genees word, dis hoekom ek hier is. Maar ek dink baie keer wat gebeur is, ons bly so lank in iets waarmee ons sukkel, waarmee ons struggle, dat dit deel raak van ons identiteit. Waar ons amper begin klou aan goeders, want dit raak deel van wie ek is, en om dit te laat gaan, beteken ek laat gaan 'n deel van my identiteit. Daai ou sou 'n deel moes laat gaan van wie hy is. Hy sou ek is gebroken, dis wat ek doen, dis wat ek elke dag al doen vir jare lank. Wat gaan ek nou doen as ek genees word? Wat gaan ek nou doen? Waartoe gaan ek gaan? En dis daai vraag is, wil jy genees word? Want die evangelie los ons nie onveranderd nie. Elke persoon by wie Jesus gekom het, hy het vir hulle 'n keuse gegee. Hy het vir hulle gesê, hierdie is wat ek doen, hierdie is wie ek is. Wat is jou antwoord hierop? So die vraag is,
wil jy genees word? So ek gaan 'n paar skrifte oor julle lees en ek die wêreld en die vyand gaan kom vir jou identiteit, daai identiteit wat Jesus gekoop het. En ek wil vandag hoor of jy moet hoor wat die kruis vir jou gekoop het. Ek wil hê jy moet hoor wie jy is in Jesus. Nie in jouself nie, nie in jou eie werke nie, maar in die kruis van Jesus. En ek wil hê jy moet toelaat dat die Heilige Gees met jou praat. As daar iets is wat jy nog nie wat nog nie in jou lewe, wat jy nog nie in jou lewe sien nie, dat jy hom sal soek daarvoor en sê, Here, ek gaan nie gryp hiervoor. As ek sukkel met verwerping, gaan ek nie gryp hiervoor. As dit vir my voel mense stoot my uit en ek is in sak en as, dan verstaan ek iets nie van die kruis nie. Paulus sê as ek hierdie gedoen het vir die goedkeuring van mense, is ek 'n slaaf van mense, ek is nie 'n slaaf van God nie. As jy sukkel met vrees, as jy sukkel met depressie, as jy sukkel met gewoontesonde, wil ek vir jou vra, luister en vra die Here om met jou te praat. Laat hy vir jou openbaring gee van die kruis, van die oorwinning van die kruis. Daai skrif wat ek nou gelees het, gaan terug op YouVersion, gaan lees dit weer, gaan sê, Here, elke mag en owerheid is ontklee. Daar is niks meer om te betaal nie. U het die volle prys betaal. So ek wil jou aanmoedig om hierdie te vat, die waarheid van die kruis, en 'n deel te maak, om te eer daaraan en dit deur jou siel te laat spoel totdat dit lewend raak, totdat die woord vlees raak in jou lewe. So ja, ek gaan vra dat julle oë toemaak. En hierdie is wie in Jesus is. Jy is geseën met elke geestelike gawe in die hemel. Jy is verlos en vergewe uit genade deur geloof. Jy is die geregtigheid van God in Christus Jesus. Jy is uitverkies voor die grondlegging van die wêreld. Jy is aangeneem as God se kind. Jy is 'n kind van die lig. Jy het toegang tot die Vader. Jy is verseël met die Heilige Gees. Jy is lewend gemaak. Jy is deel van sy liggaam. Jy is sy maaksel, voorberei vir goeie werke. Jy is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry. Niks kan jou skei van die liefde van God wat in Christus is nie. En terwyl almal se oë toe is, wil ek vra as daar enigiemand is wat sê, jy het nou al hierdie goed gelees, jy het al hierdie goed gesê oor wat die kruis doen, maar ek is nie seker of ek dit het nie. En ek wil vandag seker maak. Wil ek vra dat jy net jou hand op sal steek, dat ons net saam met jou bid. Here Jesus, dankie vir die prys wat U betaal het. Here, dankie dat ons met vrymoedigheid na die troon van genade kan kom. Here, dankie dat ons in U geregtigheid het. Here, dankie vir die vreugde wat daar is in ons geregtigheid in U, in ons verhouding met U. Here, dankie dat U die perfekte middelaar is tussen man en God. Here, leer ons hoe om te stap in oorwinning. Heilige Gees, ek bid dat U die naprediker van die woord sal wees, Here, dat U met elke persoon sal werk, Here. Here, daar waar hulle nog nie in oorwinning stap nie, Here, bid ek die krag van die kruis vir deurbraak. In die naam van Jesus Christus. In die naam van Jesus verklaar ek die oorwinning van die kruis oor elke persoon in hierdie kerk. Jesus, dankie vir U bloed. Dankie vir U geregtigheid. Dankie vir U liefde dat U vlees geword het, dat U alles neergelê het vir ons, Here. Here, dankie dat ons in verhouding met U kan stap, dat ons in U teenwoordigheid kan stap.
vir u Heilige Gees wat ons seël, wat sê hierdie is 'n kind van God. Dankie dat ons volgens die Gees kan wandel, Here, en nie meer volgens die standaarde van die wêreld nie, Here. U is die God van ons lewens. U is die koning van konings. U is die naam bo elke naam. Here, u het niks onoorwonne gelaat nie. Here, ons vreugde is in u, ons oorwinning is in u, ons hoop is in u, Here, en in u alleen.